wil 'n storie vertel, en dit gaan oor fliekaande. Nou, ek weet die kinders hou deesdae ook fliekaande, hulle kom by mekaar, en dan by iemand se huis, en dan maak hulle vir lekker popcorn, en koeldrank, en al die goed, hulle maak hulle self tuis, en dan sit hulle nou vir hulle daar op hulle groot skerm TV's, sit hulle nou vir hulle fliek op, en dan kuier hulle lekker saam, maak, lekker met komberse, veral hier in die winter, as dit koud is. Maar in my jong dae, in my kinderdae, kon ons nie dit doen nie. Ek is eers 13 toe ons TV gekry het, so die fliekaande wat ek nou van praat, was dan nou min of meer kort aan die tyd wat ons TV gekry het, en dan natuurlik so 'n hele paar jaar voordat ons TV gekry het. Nou, my pa wat nou dominee was, het daai tyd die gebruik gehad om vir sy gemeentelede elke Saterdag aand 'n gratis fliek te wys. En dit was natuurlik vir ons as gesin ook 'n hoogtepunt, want ons het saam met pa en ma gegaan, en dan het ons nou ook hierdie flieks gaan wys. Nou, ek praat nou van die so in die 60e jare van die fliekaande. Nou onthou ek 'n paar goed wat vir my baie spesiaal was met dit, en dit is dat my pa daar by die Kaapse Filmmoteek. Ek het nou net gehoor iemand sê, hulle bestaan nog, so ek weet nou nie, ek praat onder korreksie, maar jy kon by hulle gratis films bestel het. Jy kon natuurlik of kindige films vir skoolverbruik bestel het, of jy kan, rolprente van daardie tyd kon jy ook by die Kaapse Filmmoteek bestel. Dit was amper so 'n tipe van 'n biblioteek met films gewees. En dan kon jy dit bestel, dit lewer hom vir jou in jou dorp, waar jy ook al is, word dit vir jou deur die poskantoor. Die poskantoor was daai tyd mos nog baie betroubaar, en jy het ook nie vir dit enige seelgeld of enige vervoerkostes betaal nie. Dit was deel van die staatse gratis dienste wat hulle aangebied het. Hierso is films, jy kan dit bestel by hulle, en dan kan jy dit kyk, en jy moet net voor 'n sekere tyd moes jy net weer aan hulle terugbesorg. En so het my pa nou hierdie groot rolprente, jy weet, as die regte rolle, dis mos waar die naam van dan kom, die rolprente, die rolle wat hulle was. En hy het so Bell and Howell projekte gehad, filmprojekte, en dan moes jy natuurlik die film nou so inryg, so tussen die wielietjies so goed deur, tot op die regte plek. As jy verkeerd gedoen het, het jy onmiddellik daai film gesnap, so jy moes jou rolprent ken, en dat jy hom opgerol aan die ander kant, nou ja, as jy dan nou reg dit geïnstalleerd opgesit het, dan het die fliek nou mooi vir jou gewys, en daarvoor was daar altyd 'n groot wit muur of 'n skerm, en dan het die fliek nou daarop gewys. Nou, onthou ek my pa het een keer nou gesels ons oor daardie dae, dis toe hy nog geleef het, vertel hy, toe hy nou die eerste keer so in die begin fliek het, die eerste aand, toe sê nie maar, jy weet toe die fliek nou 6 uur moet begin, want moes nou voorprent gehad, gewoonlik moes nou Disney, comic, daai tipe van goedes wat daar was, en dan het hy nou daarmee begin, jy weet, so dat die mense nou vir hulle self kan rustig en tuis maak, en hy sien toe maar toe die fliek nou moet begin, toe was daar nog nie eers 10 mense of so nie, en so stuur hy die mense, gaan roep die mense, dat die fliek gaan begin. Nou, hulle kom toe nou. Toe met die volgende week, toe sê my pa, nee, hy gaan dit nou nie weet nie. Wat hy, toe dit 6 uur is, toe sit hy die kombik aan, die programmetjies, en hy sit dit aan, ek het nog een van die haas en die skilpad, was die gewildste een gewees, almal het altyd dit die meeste geniet, die haas wat altyd so haastig was, en die skilpad wat maar net aangehou het, en toe nou eindelijk, gewen het. Nou, toe hy nou 6 uur, toe steek hy dat, weet toe, sit hy die film aan. Nou is hy so opgeskone mannetjie, hier so van 6 jaar of so, hy loer so hier so by die saal in, en hy sien, maar hier so speel die fliek al, en hy raak daar aan die skree, daar na die mense se kant toe, en hy hardloop aan, hy sê, die fliek is aan, my pa sê, was die 10 minute, toe is hy saal volgepak. Nou ja, die volgende keer het hulle toe allemaal, 6 uur was hulle daar gewees, baie het vroeg gekom, sodat hy 'n lekker plek kan kry, waar hy nou kan sit. So dit was eintlik baie kosbare tyd gewees. Hy vertel ook dat, kyk, ek was nog maar 'n klein, jongerige seun, so ek kan ons nog nie al die goed onthou nie. Hy vertel dan, so Tarzan en Jane was natuurlijk verskriklik gewild gewees, dan as Tarzan en Jane nou so 'n bietjie vryerig raak, dan het hy altyd so sy hand so voor die projekte gehou, en dan kon hulle nou nie verstaan, hoekom is die beelde nou donker, hulle kan die klank hoor, hulle kan hoor, hierso is nou 'n gesoenery aan die gang, maar hulle kan nou niks sien nie, maar my pa het altyd so tussen sy 2 vingers, het hy so effetjies opgemaak, so dat hulle net kan sien of die vry toneel nou verby is. As het verby is, dan haal hy sy hand weg, en as almal slaak, dan nou weer gesig van verligting, ag, daar speel hy weer. Onthou jy daai kere wat die film gebreek het, selfs as jy daar op die Ster 700 gekyk het, dan is hy net iewers skielik net 'n
beeld is dood, en dan kom die aankondiging, daar is nou die film wat nou eers gebruik, dit wat nou eers weer vastgelas word. Dit het ek baie beleef, en natuurlijk, tussen die, so rolprent was gewoonlik so 2 groot rolle, so as die eerste rol voorbij is, dan was het pauze, dan kan die mense nou vir hulle koeldrank of chips of wat ook daar by die snoepie gaan kry het, en dan had het altyd sê 20 minute, en dan 20 minute, dat hy die rolprent aangesit, dan storm hulle weer binnekant toe, ek kom kyk hy. Nou flieks wat veral gewild was natuurlijk Tarzan, maar meer spesifiek Johnny Weissmuller. Ken jy dalk vir Johnny Weissmuller? Hy was 'n Olympiese swemmer geweest. Hy is ook 'n mooi gebouwde persoon, soos Tarzan ons nou maar is, en hy het daai Tarzan kreet wat vandag so bekend is, al hier in die 30e jaar, dat hy was die een wat daarmee begin het, en selfs nog in vandagse rolprent het ek gehoor, dat spesifiek Johnny Weissmuller sy klankgreep, met daai kreet wat hy sê, word nog steeds in rolprente gebruik, wat 'n mens deesdae kry. Daar is eintlik iemand wat hom regtig so kan naapel, wel, jy kry mense wat deesdae enigiets kan doen, maar ander flieks, 'n fliek wat my pa baie gereeld moes wys, was Julie Andrews, The Sound of Music, en natuurlijk dan ook Mary Poppins. Pa vertel my dat as daai Mary Poppins daar met daai sambreel so aangesweef kom, dan het hulle in verwondering gestaar oor hoe dit moontlik is. Nou ek wonder of daar nie van die kinders is wat daar van dakke af probeer spring met sambrele, nee, ek word sy gekom en ingesweet, en so in die mense sy lewenslik amper sy ingekom. So dit is wonderlike flieks wat die mense, ek dink met Mary Poppins is al ver meer as 50 jaar gelede. Ek het nou vir Dick Van Dyke, daar wat hy so gedans het, en daar wat so op die cementblokke geteken het, en dan springel dit in, en dan is jy binne in hierdie wonderwerk. Cowboyvlies natuurlijk verskriklik gewild, en John Wayne veral, en hulle dan geniet, jong, hulle was sommer opgespring en saamgebeklei en saamgeskiet, as John Wayne so, daar die skirke so uit mekaar het skiet en verkeerde gaan. Nou, hoekom ek dit vir my van betekenis is, en dit as toe ek nou standaard 9 was, toe moes ons nou fondsinsameling hou van vir die matriekafskeid. Die staan 9's doen die fondsinsameling, en bied die matriekafskeid aan vir die matrieks. Ek weet nie of het vandag so werk nie. Ek weet baie skole sê net die ouers moet R500 betaal, en dan is dit nou hulle kaartjie vir die matriekafskeid. As nou, tyd moes nou maar ook verander. Alles raak moes anders, so, maar nietemin, so het ek toen staan 9, besluit ek nou maar, ons gaan nou 'n fliek aanhou. En ons bestel toe vir ons 'n lekker fliek, wat my pa toen vir ons bestel het ook, daar uit die biblioteek uit, en dit was toen nou op die ouend 'n heerlike aand gewees, en die skoolse kinders het gekom, hulle daai hele saal vol gesit. Ek het nog met gereeld dat daar worsbroodjies te koop is, jy weet, nou nie boereworsrolls nie, maar jy weet hierdie Weense worsies tipe Frankfurters, ek het gereeld dat dit toe nou reg is, en die kinders het daai worsies, hulle het hulle opgeëet, al die hotdogs wat ons daar het gesê, daar het niks oorgeblij nie, en ons het daar aan lekker fliek gehou, toe die eerste rol klaar is, toe sal die lieflike pauze, en daar het ons hotdogs verkoop, en toe die tweede rolprent begin, die manne het met hulle meisies gekom daar aan, langs mekaar gesit, en die meisies het mooi aangetrek, dit was 'n spoggerige fliek aand geweest, en dit was die heel eerste geleentheid wat ek van my lewe, wat ek self gereël het, en ek dink ek was op daai stadium 17 jaar oud geweest, so dit is nogals vir my baie spesiaal in 'n groot sin, of was ek 16, maar nietemin, en ons het goed geld gemaak, en ek het na die tyd baie komplimente ook gekry daarvoor, en die mense dan gesien, hier sit dan iets in die dominee se en hy kan dan iets reël, en ek dink dit het ook 'n invloed gehad, dat ek op die ouend toe nou tot hoofseun verkies is, ek dink so, ek weet nie, maar dit was vir my heerlik geweest, fliekaande, en ons kinderdae was heeltemal anders as vandag. Ons het aangetrek, mooi aangetrek, ons het na die skoolsaal, na die kerksaal toe gegaan, en dan het ons daar netjies aangetrek was ons gewees, ons het daar lekker saam met ons maats op die stoele gaan sit, en of saam met jou vriendin, of saam met jou ou, en dan het jy lekker saam gekuier, en alles was heerlik gewees, en die meisies het mooi aangetrek, hulle hare mooi gedoen, kyk, dit was 'n uitstap aand gewees, fliekaande in my tuisdorp, was heerlik gewees, en ek dink jy gaan presies weet waarvan ek praat, ek weet nie of hulle nog fliekaande in skole hou nie, deesdae, want hou jy fliekaand,
dan het almal in elk geval die fliek gesien wat jy wil wys, so daar's niks meer soos in my dae wat dit 'n aardigheid was nie, want ons het maar min flieks gesien, sê maar 2 of 3 flieks 'n jaar, as dit so baie is, so enige fliek was vir ons 'n groot bederf geweest, so dit was sommer oor fliekaande in my kinderjare, en die aand wat ek vir die eerste keer in my lewe 'n funksie gereël het, was dan ook 'n fliekaand geweest, net omdat ek by my pa afgekyk het, wat in my ma afgekyk het, wat hulle gedoen het, as predikanspaar om vir die mense ook fliekaande te hou, toe televisie nog hier was nie.